Ek wil graag vanmôre met mans en vrouens gesels. Ek wil met jou 7 frases uit die boek Spreuke deel wat meewerk om 'n beter verhouding te bou. En ek wil jou aanmoedig om weer na hierdie verse te gaan kyk. Want deur hierdie eenvoudige beginsels toe te pas, versterk julle verhouding. En die eerste het te maak met waardering. Weet jy, Spreuke 11 vers 25 sê die volgende: wie die dors van 'n ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. As jy hierdie ding kan raak sien, hierdie eenvoudige frase om jou maat se behoeftes te kan raak sien, klein of groot, daardie dankbaarheid, daardie raak sien, bring 'n sin van sekuriteit, liefde tussen 'n man en vrou. Die tweede gedagte het te maak met ondersteuning. Spreuke 28 vers 27 sê hierdie belangrike woorde: wie vir 'n arme mens iets oor het, sal self niks kort kom nie, maar wie 'n ander pad kyk, sal baie verwensings hoor. As jou maat deur 'n moeilike tyd gaan, is dit belangrik om hulle hierdie versekering van ondersteuning te kan gee. Dit wys dat jy emosioneel beskikbaar is, dat jy gereed is om by jou lewensmaat te staan. Dit help om 'n veilige spasie te skep waar mense voel ek staan nie alleen nie. Nommer 3. Hoe kan ek help? Hoofstuk 19 vers 17 sê: wie hom oor 'n arme mens ontferm, gee 'n lening aan die Here. Hy sal hom ten volle vergoed. As jou lewensmaat oorweldig is hierdie vers iets waarna hy behoefte het. En ek wens ek kan die belangrikheid vir jou onderstreep, hoe dat mans behoefte het aan erkenning en vrouens aan liefde. Dit is belangrik om te verstaan, daardie gewilligheid van jou kant af, om by te dra en te ondersteun. Dit maak dat hulle voel hulle word raak gesien, en daar is iemand wat vir my omgee. Nommer 4 het te maak met respek. Nou, die gedeelte is te lank om hier op die skerm te plaas, maar Spreuke 31, vers 10 tot 31, vertel van hierdie vrou wat so hard kan werk, wat omgee met wysheid, met harde werk vir haar familie, vir die gemeenskap. Die punt wat ek probeer maak daarmee is, vier jou maat se dinge wat hy reg kry. Maak nie saak hoe klein dit is nie, want dit bou vertroue, dit wys, jy belê in julle persoonlike groei. Nommer 5, sê ek is jammer, vra verskoning. Om verskoning te maak vir 'n fout is noodsaaklik om konflik te hanteer. Dit is tragies as iemand sê, my lewensmaat kan nooit om verskoning vra nie. Jy sien, dit wys dat jy aanspreeklik is vir jou optrede. Jy's gewillig om dinge reg te maak. Dis hoekom Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Opregte verskoning vra, herbou vertroue. Dit versterk die verhouding. Nommer 6, sê dankie. Weet jy, Spreuke 17 vers 22 sê dit so eenvoudig. 'n vrolike mens is 'n gesonde mens. 'n neerslagtige mens raak uitgeput. Om dankie te sê vir klein en groot dinge, wys dat jy nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Dit laat die positiwiteit groei julle verhouding, ook in julle daglikse interaksie. 'n laaste gedagte. Daardie woorde, ek is lief vir jou. Wie jy Spreuke 31 vers 10 tot 11 sê, 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Hierdie bewys en herbevestig julle verbintenis aan mekaar. Dit herinner jou lewensmaat hoeveel jy vir hom werd is. Selfs al sê ons dit dikwels, het hierdie woorde diep betekenis en groot emosionele gewig. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie waarhede uit u woord. Dankie vir gesonde verhoudings waar ons in hierdie vakansietyd is. Help vir ons om te belê in mekaar. In Jesus naam, amen.